Goeiemôre my kosbare vriende, dis Eloise Simon hierso met my 5 minute boodskap. En vandag wil ek met julle gesels weer eens die psalms. Die Heilige Gees lê die psalms op my hart. Psalm 28, gebed om verlossing. Nou vers 1 sê 'n psalm van Dawid. So ons weet Dawid het hierdie ouetjie geskryf, né? Ek roep U aan, o Here, my rots, draai nie stilswygend van my af weg nie. So wie is sy rots? Is die Here, en dis hoekom hy hom bly aanroep. Sodat ek nie, as U teenoor my bly swyg, word soos die wat in die kuil neerdaal nie. Hoor die stem van my smekinge as ek U aanroep om hulp, as ek my hande ophef na die binneste van U heiligdom. Nou dit gebeur soms dat jy die Here iets vra, en dan gebeur dit nie, en nou sê Dawid hierso, ek het nie myself in die kuil laat neerdaal, omdat U my nie, in ander woorde, in die tyd antwoord wat ek graag wil hê, U moet my antwoord nie. Het jy al ervaar dat daar soms 'n tyd is wat jy die Here vra vir iets, maar dit kom nie? En dan kom jy op 'n punt wat jy voel, ag, is tog nie moeite werd om te bid nie. En dis juis wanneer jy moet bid, soos nog nooit in jou lewe nie. Vers 6. Geloof sy die Here, want hy het die stem van my smekinge gehoor. Net 3 verse later, die jubel Dawid, en hy sê, prys die Here, want hy het toe my smekinge gehoor. Die Here is my sterkte en my skild. Op hom het my hart vertrou, en ek is gehelp. Daarom jubel my hart, en sal ek hom loof met my gesang. Vers 8, die Here is 'n sterkte vir hulle, en hy is 'n vesting van verlossing vir sy gesalfde. Is jy 'n gesalfde van God, die Vader? Het jy Jesus Christus lief? Bely jy hom as die Seun van die Almagtige, wat in die kruis van Golgotha vir jou sondes gesterwe het? Indien dan is jy sy gesalfde. Die Here is 'n sterkte vir hulle, en hy is 'n vesting van verlossing van sy gesalfde. Verlos U volk en seën U erfdeel, en wees vir hulle 'n herder, en dra hulle tot in ewigheid. Jesus Christus het die Nuwe Testament aan die kruis van Golgotha geskryf, en dis my en jou erfdeel. Ons is sy mede-erfgename in daardie testament, sou ons hom aanvaar as ons saligmaker, verlosser. So vanaf vers 1 tot en met vers 3 het Dawid gebid, en het hy gevra, Here, bekragtig my in hierdie stryd wat ek het, waarin ek moet bid. Hy weet, Dawid het geweet, hy kan nie ophou bid nie, hy moet net dood eenvoudig aanhou. En hy het aangehou, en hy het aangehou, en hy het deurgedruk. En toe in vers 6 kom, toe loof hy die Here, want hy, die Here, het die stem van my smekinge gehoor. Nou ek verseker vir jou vandag, as jy voor die Here jou God pleit en smeek onophoudelik, dan gaan hy vers 7, jy dieselfde woorde sê, die Here is my sterkte en my skild, op hom het my hart vertrou, en ek is gehelp, daarom jubel my hart, en sal ek hom loof met my gesang. Ja, die Here is 'n sterkte vir hulle, jou en my, en hy is 'n vesting van verlossing vir sy gesalfde, vir jou en my. Verlos U volk en seën U erfdeel. Ek en jy, ons het daai erfdeel in daai Nuwe Testament gekry, en wees vir hulle, vir my en jou, o God, 'n herder, en dra hulle vir jou en my, tot in alle ewigheid. Vader, baie, baie dankie vir hierdie bevestiging. Dankie dat U die God van Abraham, Isak en Jakob is. Dankie dat U kosbare Seun aan daardie kruis vir ons die Nuwe Testament met sy bloed kom seël het, sodat wanneer ons nou in hierdie tyd van ons lewe smeek en bid, U antwoord en U daar is vir ons. In Jesus naam, amen.